Okay. Dit is amper die wijnkomer. Hier was 'n groen mamba wat hulle hier by die Vrystaat gehad het. Hy is zwaar wat hy wel. Hy ding was van treinspore gebou. Ek dink jy verdien is slare. Ek wil nie hê ons moet na daai punt aanraak nie. En terugplaster. Ja, in elk geval. Ek het myself in die oog gekyk toe sê ek hier wil ek nooit weer wees nie. Dit was vieslik. Was lelik gesig. Dit was 'n lelike gesig. Ek het daarna, ek en jy gaan hom Afrikaans gooi. Ja, ek het gesien moet Dani, jy weet, is altyd die manne kan die captions bysit en goed onderaan. Maar voor ons Afrikaans gooi, dat die mense nie dink, ons kan net Afrikaans praat. Ek kan so 'n bietjie Engels ook praat, wat ek geleer het. Maar wil jy net open en sê, dis is lekker om op hierdie ding te wees, maar in Frans. Dat die mense net kan weet, jy is eintlik viertalig en ja, so gooi hom in al 4 tale. Is mos Afrikaans, Engels, is dit Sotho of Sotho? Ek dink nie ek gaan so top wees en so toe nie, maar ek dink Nee, maar net jy ben hom eers. Nee, soos wat jy daai bietjie wat jy kan praat, want ek wil heel teruggaan, want mense weet nie dat jy en Ox en AJ en wie se Annie en Raymond Roule eintlik op dieselfde skool was. Oupa Moje. Oupa Moje. Alan Donald. Ja, Alan Donald. Ja. So ek dink die mense sal waardeer ons gooi hom in Afrikaans, ek en jy, want ons weet mos ons Afrikaanse mense ook wat obviously rugby net so baie like, en Engels is mos maar die taal wat ons almal by mekaar bring sodat ons vir almal kan cater. Maar okay, gooi hom net in Afrikaans. Ag nee, Afrikaans kan jy praat, nie moenie Afrikaans, gooi hom Frans. Ons het nie Engels gehad nie. Frans eers, Frans, die mense hoor. Je pense que, comment il faut dire ça? Je pense qu'il vaut mieux qu'on dit que c'était un grand plaisir pour moi d'être sur cette show, le podcast, avec grand plaisir d'être ici avec Rassi, qui m'a invité, et donc c'est juste un grand privilège pour moi. Oui, d'accord. Yeah, and in English I would say, well, it's a big honor for me to be invited for this podcast and say a couple of words, and hell, even if it doesn't make sense like all the time, you know, my English is not the sharpest in the shade, the best, but that's what I got. What I've got, that's what I'm using. That's beautiful. En dan, ek dink dis waaroor die hele ding gaan. Jy weet, ons verteenwoordig wanneer ons speel, soos ek altyd sê, van die oomie daar op die plaas, van die outa daar in die village, van die dronk student daar op Varsity, van die mense aan die Ooskaap, van ons wil nog met almal gesels, want hierdie gaan nie jy is oor Springbok rugby, net gaan oor stories oor rugby en wat dit beteken vir ons land, en yes, like, ek wil graag hê ons moet vinnige draai maak, ek en jy, want ons het saam gespeel, nie net mense vergeet by die Vrystaat, maar mense vergeet by die Sonders ook, maar Felix hy helse hard Afrikaans praat, maar ek wil bietjie die daar waar jy op die plaas was toe jy die karkas geslag het, ek wil bietjie die Afrikaanse weergawe hoor, want die mense het nou al die Engelse weergawe gehoor, of die Irish Engelse weergawe gehoor van, op die ou end was hy daar, man alleen saam met jou met 'n karkas, en jy was besig om 'n skaap op te slag. Dan said, listen, come in here, and he had these huge knives, really sharp knives. He was saying, will you hold the legs? And I said, yeah, and then he was like, no, go in here. And he's making me get into the corner a bit more, holding this sheep. And he had these knives. And I was like, in my head, I'm in the middle of nowhere. Nobody actually knows I've come up to see Dan for 3 or 4 days on my own. We're hours away from any town. He's got this knife. In my head, I was like, oh my God, I'm in a freezer right now. He's got this knife. I was like, this is it. Ons gaan toe nou terugplaas, ek sê ons moet seker braai vanaand, en ek daar in die koelkamer, die skaap wat hang, die skape wat ek opsag en so aan, en hulle hang daar. En ek sê vir Andy, luister. Maar sê jy vir die mense, ek en jy moet 'n deal. Ek gee vir jou petrol,
vouchers wat ek koop en dan gee jy vir my karkasse vir vleis. Ek en jy moet daai Daar doen. nie karkas en Nee, ek saag geslagte. hulle vir jou op. Jy saag hè? hom op in lamchops en lekker ribbytjies en alles. Maar okay, maar Felix het nie 'n klou van daai nie want hulle in Ierland koop hulle dit in die Ja. slaghuis. Hulle Hy koop hom, hy het glad nie 'n idee nie. So hier hang die ding in die koelkamer. Maar ek is baie bly oor daai deal wat ons het. Ons moet nie hom te laat gaan nie. nee, ons deel is anders nie. Maar in elk geval, so ek vat hom in die koelkamer in. Nou is dit net ek en hy in die stoor en my manne is besig met hulle werk. Ek sê man, hou vas daar. Nou haal ek die mes uit. Nou gaan die deur toe van die koelkamer want ek moes nie daar met vlee inkom nie. Nou staan Felix daar. Wie trek mos die blad weg en sny die blad af. Ek sê 'n bietjie harder trek daar. Trek ek af en dan sny ek af. Ek sê maar vat daai kant ook. En op 'n stadium toe haal ek nou die saag uit wat ek kom nou hierso sal ek sê hier deur die deursaag. Toe sien ek nie, toe sê hy nou alright, maar ek het nou nie sy oë dopgehou of wat ook al nie, maar hy het vir my nogals gesê hy is so ge-worry. Gelukkig toe dra ons nou die skaap daar uit en ek saag hom op en so lekker gebraai die middag. So ek dink hy was eintlik heel happy. Uiteindelik, die manne vertrek redelik heel happy daar van die plaas af altyd. Maar ek het nou nog daai foto's waar jy op die plaas is en weet soos ons Ierland toe gaan, dan vat Felix ons na Dublin toe en dan gaan wys hy ons raad en ons in Nieu-Seeland is van gaan Tony ons het nou al vertel hy het ons al gewys hoe werk die HK. En ek dink dis seker die selfs is in Suid-Afrika, as jy nie mekaar se kulture verstaan nie of omgee en mind nie, dan sal jy nooit beter raak nie want maar weet jy, hy vertel dit nie eens 'n grap nie. Hy was vrees aan Jaand want omdat toe ek in Ierland afgerig het, jy kry nie sommer 'n skaap ribbetjie wat jy nou kan daar gaan braai nie en hulle braaitjie daar soos hulle noem dit barbecue. So ek dink dit was hy vertel dit in 'n grappender wys, maar ek dink hy was nogal regtig. Intimiderend. Jy het nooit op sy gesig gesien, die ou is nou bietjie bang. Nee, ek het glad nie na hom gekyk nie, want ek wil nou nie hom raak sny nie, want hy trek aan die een kant en ek sny aan die kant. Maar ek dink hy was alright. Hy sal alright wees. Inteendeel ek moet hom dalk weer vat vir nog 'n keer. Die ander keer was Tony hulle daar gewees. Die laaste keer het Tony en Jerry saam gegaan met die laaste keer toe al die coaches gegaan het. Hulle het baie geniet. Ek kon toe nie glo nie, ek sny nie iets raak nie. Kyk, hierdie vingers staan nie so van raaksaag nie, as rugby. So, nee wat, toe kyk hulle dit ook so, toe sê hulle nie, maar hulle het nog nie gesien dit nie, doen nie. Sê hoe vet dan. Mense ek was al in 'n paar dissiplinêre rugby verhore, nie van die veld af in privaat lewe nie, in rugby verhore. Dit is nogal interessant as jy nou ek en hy dissiplinêre verhoor was. En ek moet nou seker maak ek trap nou nie op tone dat mense dit verkeerd opvat nie, maar ek nou 'n vraag moet antwoord en die vrou wat my toe ondervra sê vir my, I don't like the tone in your voice. Wat sê nou nie so 'n stem gehad nie. So I don't like the tone in your voice. En toe sê ek this is how I speak. I'm Afrikaans. En ek dink mense baie keer vergeet, soos wat ek 'n Sotho laiti of 'n Xhosa laiti of 'n Afrikaanse laiti. Baie keer van ons in Engels ingaan, dan dink mense maar hierdie ou se manier wat hy praat, is aggressief. Ja, dit is nogal vir ons ook intimiderend as jy daarvoor net met 'n skeieregter praat of met 'n selfs net Engels baie keer. Ons vocabulary is maar bietjie limited wanneer dit kom. Maar jy het seker in Frankryk vir my oë het oopgegaan en voor ons nou vanaand gepraat het. En baie mense sê altyd spelers moet nie aan die ander kant gaan speel nie, maar flip het. Ek weet jy het 4 toetse gespeel, maar ek dink as jy nadat jy van Frankryk afgekom het, soos wat Kitsie, net 'n kort rukkie, Steven Kitshoff was. Ja. In Bordeaux, waar was hy? Ja, hy was by Bordeaux. Ja. Jy is dan, jy het hoeveel games gespeel vir Toulouse? 204 of 5. Ja. 204. Ja. Nou, okay, dit is in die professionele era, as jy nou met Helgard vergelyk wat vir Vrystaat 250, hulle het teken net 7 games 'n jaar gespeel. Ja. So, maar jou seisoene daar vir 'n Afrikaanse ouetjie
wat van HTS afkom en wat 100% Afrikaans wat van die plaas afkom, oor te vlieg, tasse te pak, Frans te leer. Almal praat nou oor die Champions Cup, ons het daai die Heineken Cup genoem. Ja. Hoeveel het jy gewen? Ek het 2 gewen, ek het in 3 finale gespeel, ongelukkig het ek die 1 finaal verloor teen Jerry Flannery vir Munster en Felix Jones, so dis die een wat die seerste maak tot vandag, tot 2008. Ja. En hulle herinner jou op elke Keer dan sê ek vir hulle volgens 'n gecheat, coaches hulle meeting. gecheat. Volgens 'n coaches meeting. Gecheat. Ek Ja. sal nooit ophou om dit te doen nie. Ja, en so af en toe dan hoor ons van Andy Edwards van Saracens, maar dan O. kap jy hulle net. Ja. Julle ouens het die salary Salary cap het Ja, die salary cap ja. gecheat, so alles in Ja. tally rarig het. Nee, kyk, ons by Toulouse het nie gecheat nie. Ons het hom stryd gevat en ek is baie bevoorreg om dit te gedoen het. Ja, wel, dit te kon beleef het. Maar ja, dis maar 'n challenge gewees. Okay, so kom ons som op. Jy het vir die Vrystaat jy kom van ATS af. Ja. ATS. En Aanvanklik kom ek van Leibrand af. Ek het daar tot in Start 8 gewees en toe kom ek HTS toe vir die laaste 3 jaar, want eintlik vir skeywerp of diskus. Ek het dit mos nou eintlik maar die ding gewees wat ek gedoen het. Hoe was dit diskus gehoor? Ja, dit was eintlik die hoofrede hoekom ek gekom het en my pa het gesien, dit is eintlik baie funny, my broer, hy het 'n tegnikon dag bygewoon toe sê hy, jy moet gaan elektries swat. Toe ek weer sien, toe sê my pa, dis waar jy gaan. Hy wil nie 2 rigtings ry nie, my broer kom in elk geval tegnikon toe, jy klim sommer saam op daai lorry. Ons wil nie nog Leibrand toe ook ry nie. So was die aanpassing Nee. tussen julle altyd gaan jy self Ja, plek jy doen. trek in hierso. Ja. En dis hoe dit gebeur het. Maar as jy net gou vinnig vat, so jy het Vrystaat skole, nie Vrystaat, jy het nie kry mee gespeel, het jy? Nee, ek weet nie. Jy kry mee gespeel, nie so skole gespeel nie. En toe daarna gaan jy die tegnikon toe gegaan. Tegnikon toe gegaan en toe kry ek 'n raan daar toe. Dis daar eendag nie 'n stit nie by Vrystaat onder 20 proewe en die tegnikon oefen langer. Toe vra hulle langsaan op die velde. Veral is daar 'n man wat daar kan speel daarso. Vaskop te sê ek het hom, maar ek het in my lewe nog nooit nie. Maar ek trek toe nou in daar en toe gaan dit eintlik nou alright. En wel, toe het ek Vrystaat onder 21 gespeel vir die Vrystaat 56 games gespeel. So 200 minder as Helgard. En ek dink dis waar ek en jy saam gespeel het. Is ek Ja. reg? Ja, ons het daar by Vrystaat saam gespeel, maar Ja. toe ons later by die Stormers 2002 So het ons daar saam gespeel, maar toe kry ek die opportunity toe om te gespeel vir die Sommers. Want ons moes die bleep test gehardloop daar bo by die Cats. Ja. Toe kom ek terug na so SA span toer en toe sê hulle vir my, hoorie, Frans Lulik het nog gecoach. En toe doen ons daar so, te sien hulle nee, 9.5 is nie goed genoeg op die bleep nie. Jy moet lyk my hier by 11 eindig, sê jy gaan eers huis toe. En so op pad huis toe bel Gert Smal my, toe sê hy maar, ons kort is dit, ek dink Toks van der Linde het opgehou, Robbie Kempson is Alser toe, hier's 'n plek, hier kom. Vlieg ek daai aand oor en toe is ek af Kaap toe vir 3 jaar, 2002, 3 en 4, dis waar ek en jy saam gespeel het. Ja. En heel toevallig het ek na dit het ek wel nee gesê vir nog 'n kontrak extension, want ek wil toe nou, ek sien toe nou wat gebeur hierso, die skrif is in die muur. Ek dink nie ek gaan 'n run kry nou verder nie. En wat ook al die rede was, en toe teken ek 'n kontrak met Kast in Frans. Okay. Maar 'n plek waarvoor ek nooit gespeel het nie. So ek het die kontrak geteken en toe moet WP my release om daartoe te gaan om te qualify om vir die Heineken Cup te speel vir hulle. Maar toe wil WP my nie release nie, want ek moet nou semifinaal gaan speel teen die Vrystaat in 2004 wat ons verloor het. Ten ons, ten my. Ja, My tweede laaste rugby. Ja. The Men in Black. Ja, sê. Ons the Men in Black, Ja. by die Stormers. Ja. En wel, toe het ek daar en dis die eerste keer in die hele jaar het dit was die coach Gardo Pesek op, hy vergewe my as ek dit sê, maar toe kies hy vir my die hele jaar vir die eerste keer op die bank en vir David Barry, want ons het toe nou 'n kontrak weggeteken. David Barry gaan toe Harlequins toe, hy teken weg. Pieter Dixon, want hy op die anker, hy het nie hare nie. Ja. Lekker storie oor hom, in elk geval. Nou Dixie gaan toe Bath toe en in elk geval toe is ons op die bank en toe vat ons houe daar teen die Vrystaat in 'n nat weer nuwe land. In die Kaap. In die My Kaap. vinger, by die huis. hierdie vinger het gebreek. Robbie Vlek het aan Robbie Trek Vlek se trui vasgehak. Ek moet hierdie storie vertel.
En toe sê, daar is nie bloed daai tyd wat jy kan bloedsap maak en so nie. En dit is toe my laaste game ooit wat ek gaan speel. En shit, dit is 2004 en ek gaan nou ophou, my retire, my voetskas toe en alles. En toe Mark Lawrence hier ref. Toe kry my jammer. Toe sien hy die been staan so uit op hierdie vinger hierso. Toe sê hy, laat hulle net gou die vinger terugdruk. En dit was dit in die eerste 7 minute. En toe dit is so 'n reën game. Ja. Kom ons van die Vrystaat af wat nooit reën kry nie. Hulle kry nou baie reën. Hierso, maar daai tyd het ons nie baie reën gekry nie. Toe wen ons daai game, toe gaan verloor ons die laaste game teen die Bulls op beloftes in 2004. Sorry, ek het in die rede geval. Nee, maar dit was dit en so toe het ek nie 'n kontrak nie, want toe sê Kas, jy kan nie betuis arriveer vir die Heineken Cup nie. Jy het nie meer 'n kontrak nie. En ek het nie 'n kontrak by die WP nie. So vir 8 weke. So toe kom Boerak. Toe sê my pa vir my, so vra ek my pa, kan ek maar kom inval hier? Toe sê hy, ja, trek aan nou goed. En ons vat hom toe nou so, maar gelukkig hou wat jy ook ken, 'n agent daar in Frankryk, Bruno Zamma, het 3 jaar voor het hy my eendag gesien en gevra. En uit die bloute uit gee hy my 'n lei. Hy sê, is jy nie lus om te kom try nie? Ek vra vir my pa, sê, ou moet gaan vat 'n draai. Kyk hoe loop hy. As jy hom nie like nie, kom jy huis toe terug plaas toe. En so toe sê hy vir my, ja, dis so het gewerk het. Ja. Maar interessant nou vir die mense wat nou Champions Cup kyk, wat daai die Heineken Cup was. Ek dink jy moes jy 2 gewen, maar jy was in 4 finals of 3 of jy Kyk, ja, ek was in 3 finals gewees, die Champions Cup of wat, Heineken Cup. Ek het 2 gewen. En heel toevallig het ek die heel eerste een wat ek gespeel het teen Pieter de Villiers gespeel. Ja. Waar die vorige scrumcoach was in Suid-Afrika. En nou ja, toe het ek teen hom gespeel. So ek het baie games teen hom gespeel en ons was ook bevoorreg om in 4 finals van die championaat by die top 14. Die top 14 op. Daai tyd was die top 16. Dit was 'n lang jaar. So ek 4 finals gespeel en ek het 3 dae gewen, so dit is eintlik geseënd geweest. So as jy uiteindelik 5 toernooie en dis baie keer wat mense as hulle nou sê ja, ons verstaan nie wat die Champions Cup is nie, ons verstaan nie wat die Premiership is nie. Maar as jy mense dink Andre Esterhuizen was Premiership Player of the Year, Jasper Wiese was al Premiership Player of the Year. Jy het al Heineken Cups gewen. Ou soos Jerry Flannery, Felix Jones, daai ouens. So mense dink baie keer ons verstaan nie heeltemal wat aangaan in daai kompetisie nie, maar ouens soos jy wat daar gaan speel het, wat terugkom, Pieter Villiers, toe Matthew Proudfoot nou na 2019 Engeland toe gaan, Ja. en Pieter wat ek ook hoog aanslaan as 'n coach, die eerste ding wat hy vir my gesê het, luister jy, ek word nou scrum coach, sê hy vir my, daar niemand, toe sê ek vir hom, hoekom, sê hy, teen hom geskram, hy het Heineken Cups gewen, hy het top 14's gewen, en as mense na die naweek kyk, weet jy, die games wat gespeel is, mense dink baie keer, ja, dis daar, maar ons het coaches en spelers wat al daar was en weet hoe dit is, en baie keer dink hulle, ons is bietjie verwyder van dit af, maar dan ouens soos jy, nie net oor die hele taal kan praat nie, maar jy verstaan die kompetisie. Ek wil daai 2 jaar wat Kitsie daar was, het hom 'n beter dit gemaak toe hy Verseker. toe hy teruggekom het, ja. Sê vir my dan net gou coaching philosophy, want jy, ek dink nie baie mense weet, jy was wel die Cheetahs Vrystaat se Currie Cup hoofcoach. Vergeet hoe die resultate, en jy wat sy Woude Cup toegenoem, ek kan nie onthou wat die Woude Cup toegenoem nie, maar jy het toe die Vrystaat of die Cheetahs die Currie Cup in die Pro 12 op dieselfde tyd gespeel, Pro 14, was jy so jy het al hoofcoach ervaring, jy het Pro 14 ervaring, top 14 ervaring, jy het Heineken Cup ervaring, jy het Stormers ervaring, jy het Vrystaat ervaring, en dan die lekker ding is, jy het hoërskool HTS ervaring, waar Ox was, waar Oupa Mahodje was, waar Raymond Roule was, so baie keer dink mense die connection met 'n ou van die OP of 'n ou van Bulle of so, maar daai connection van, ek bedoel Ox, die connection wat julle twee het, en manier van hard werk, hoor jy, ons het nie baie toerlantynkies en baie storiekies nie, werk nou, huil nou, lag Saterdag. Ek dink dit wat
jy, Pieter de Villiers, Matthew Praatvoet en Matthew was baie meer tegnies bietjie miskien gewees, maar hy het 'n World Cup saam met ons gewen. Maar ek dink daai grondslag kom ook maar 'n harde pad oor al daai kompetisies gespeel het en ook nie in Grey College was hy. En ek dink Pypie en Hella en baie van die ouens wat in die Grand of in die privaat skole of in die groot skole, ek weet Grey's nie 'n privaat skool nie, maar verstaan baie keer dat 'n ou so af en toe hierdie rowwe diamant nodig wat bietjie die grondpad gestap het. En ek dink jy sien dit baie keer raak as ons praat oor selection en coaching en ek praat nie net van die Springbokke nie, want hierdie is nie 'n Springbok podcast nie. Dis oor spelers in die algemeen. Ja, oor die algemeen, ek dink jy sien mos maar 'n speler kom en jy sien van waar af kom 'n ou en jy sien hoe hy groot geword en gepraat van Ox, ek en Ox. Maar die lekker ding is Ox is in dieselfde hospitaal gebore as my pa in Tabanshu, wat net 30 kilos is van verkeerde vlei af van waar af ons kom. So ons het daai koneksie en later het ek eers uitgevind hy was daar gebore. Hy is in ATS gewees en toe ek hom begin afrig het, dan kom jy maar vinnig agter, luister, hierdie is meer 'n doenertjie, hy is nie 'n pratertjie nie. Is eintlik, moet ek sê, halse ironies, ek wil 'n ander woord gebruik het, dat die Franse julle ouens in die voorhuis speel, hulle so ontsaglik ryk in terme van hoe hulle dit doen, en as mense nou dink in die 6-2 split, en hoe hulle dit ingekoop het, selfs 'n 7-1 split, wat die Franse ingekoop het, dan dink ek eintlik daar soveel ooreenkomste tussen ons en die Franse, en ja, dan dink jy, ons gaan nou nie oor Springbok rugby praat nie, want dis nie waaroor dit gaan nie, maar ek wonder is 'n Fransman miskien baie keer kom en hy kom speel hier in Suid-Afrika rugby. Ek bedoel, jy het saam met Fred Michelak gespeel, ek weet Olivier Roumaden is saam met jou gespeel hier, maar wat jy aan Terry Lequois het gespeel by die Sharks. Ek wonder baie keer of hulle ons, ek dink is baie dieselfde kulture, maar obviously dan het hulle daai flamboyante ander ding wat hulle aan hulle het. Wat noem hulle Ja, Joe Meng. Ja, veral as jy Toulouse speel, want hulle sê Joe Meng, Jeu de Toulouse, is die way of play daar. Hulle dis hoekom hulle hou die bal so lewendig. Ek sal nooit vergeet hoe 'n coach my eendag uitgetrap het. Hy sê vir my, jy gaan in jou lewe nie grond toe nie. Kom hier vars van die stommers af, die eerste oefening. Hy wil ons impress, jy wil boere hou hardloop, jy gaan grond toe en hy blaas hy vletjie na my, trap my uit, hy sê vir my, luister, daai word nie hier gebeur nie, hoor, anders pak jy. Dis op dag 1, toe dog hierdie 6 maande gaan lekker kort wees. En terug plaas toe. Ja, in elk geval. So nee, dit is, maar kyk, baie mense besef het nie, maar hoeveel baie Romeine en Georgians speel in Frankryk, want hy kry 'n goeie salaris om sy familie te onderhou daar in daai betrokke lande en wat geld terugstuur. So baie van hulle doen dit en dan is daar baie trots in die skram, veral in die skram, want hy doen dit vir sy lewe. Hy sal alles gee. So ons praat daar van prison rules, dis die waarheid. Dis nagmerrie. Kyk, veral as jy tuis speel, dan het jy die, ons het net gepraat oor skeieregters, dan het jy sy beslissing. Maar as jy wegspeel, moet jy weet, jy speel teen 'n goeie 16, 17. Kan opgaan tot 20 toe. Ek wonder baie keer as jy na hulle kyk en jy sê vir hulle, maar luister hierso, wat maak die game werk? Dan is hulle vir my altyd hels interessant dat ek dink, okay, dis Frederik Michelak die kom speel, hy sê die ken nou nie sy history en al sy goederie en soos ek nou gesê het, Terry Lequois en Roma en alle ouens en ek het nou teen hulle gespeel. Dan dink ek ou die tegniese harde deel, waar het jy besluit? Want ons almal koop skrammasjiene. Selfs die Franse het hierdie skrammasjien uitgevind wat daar in 'n stoor staan wat hy is met hydraulics en hy meet die pressure in die bars en ek bedoel hulle dat is hierdie impressive ding. Hulle het om die hele wêreld. Hy was by Toulouse, ja. Maar tog op die ou end ons nog nooit by Springbok ooit van ek saam met jou is 'n skrammasjien gehad nie. Het jy dalk jou hardste lesse geleer in live scrums of hoekom het jy besluit? Nee, ek dink dis 'n baie goeie skrammasjien is 'n ongelooflike ding vir lekker pre-season kondisionering waar jy bietjie die bene moet lood in kry en lekker 100 meter of 50 meter skram is dis ongelooflik. Maar ek dink ons het so min tyd. Die realiteit is die beste lesse leer jy nie teen 'n masjien nie, want hy het jou nie terug nie. Dis maar jy doen dit op jou terme, waar 'n regte skram, daar moet jy ietsie anders face, elke keer iemand anders verskillend ervaar,
Hy gee vir jou ietsie niets elke keer, jy moet aanpas. En ek dink in 'n rugbywedstryd is daar nie tyd om aan te pas nie. My filosofie is maar net, jy het soveel tyd om dit te doen. Jy wil tog die beste daar uit kry. En so min as moontlik tyd. Jy het nie nodig om teen 'n masjien wat vir jou niks bied nie. Hy gee vir jou net resistance. Miskien werk dit vir ander spanne, ek kan dit nie goed praat nie, ek is jammer. Jare teen 'n skrammasjien geskram, ongelooflik. Dan wen jy. Hier was 'n groen mamba wat hulle hier by die Vrystaat gehad het. Hy swaar wat hy Daai ding was van treinspore gebou. Daai ding is so swaar, jy het eintlik 2 pakke nodig om te skuif, maar as jy hom net 2 duim skuif het, dan is hulle happy mee, sê dan gaan ons weer aan. So ek dink jy daar's veel om te leer uit dit nie. Maar dink jy dan, moet jy hoe min skrams wat daar is en jy nie baie oefen nie, dink jy verdien jy 'n salaris? Ek wil nie ons moet na daai punt aanraak nie. Nee, maar Nee, ek dink as jy nou tegnies is dit 'n as jy dink was net 16 skrams maksimum in 'n game. is ongelooflik as al 16 is, ek's baie Okay, happy. 10 skrams in 'n game, verdien jy jou salaris? Man, ek gee my alles, gelukkig weet ek, soos die manier hoe ons afrig deesdae, elke ou bring maar ietsie in al die departemente, so ek probeer maar my 5 sent op ander plekke gee, aangesien almal minskrams is, maar ek glo, dis nog steeds 'n groot momentum swai in 'n game, wat skrams Wat is in kan Frans? Wat is in Frans? La momentum skryf. La momentum se shaft. Nou, on va changer le rythme, tout de suite. Ja, Ek weet nie hoe om dit anders te sê nie. Ja, miskien net vir ons gewone Afrikaners en Suid-Afrikaners hierso. Mens kan nie, is daar baie mense, die ding wat die heel meeste gebeur in rugby is hardloop en loop. Ek dink min mense weet dit, loop en hardloop. Dan die ding wat die derde meeste gebeur is passing. Die ding wat die vierde meeste gebeur is op en af van die grond af, op en afstand van die grond af, en dan raks is die ding wat die 50 meer, en dan die 6ste is die ding wat trek, bind en alle goeders, maar dan is jy dit, sorry, is nou 'n bietjie tegnies, maar jy weet wel van ek praat, maar die ding wat seker van die grootste momentum shifting in 'n game is, al gebeur daar net 10, daai effek van daai 10, is baie keer baie groter as daai 80 raks, nie 80 raks, ja, as daai hoeveelheid tackles of wat ook al gemaak word, so ek maak sommer 'n grappie as ek dit sê. Nee, ek het net baie keer geleer dat ek het al baie fancy goed gehoor by skrams, maar as ek dan op die ou end kom ons terug, dan's danse presentation 7,5 minute, en miskien 2 foto's van 'n traktor, 'n groot Massey Ferguson en 'n klein John Deere, en dan sê ja, dis 'n lekker traktor, hierdie boys, ons moet nou hierdie four-wheel drive toe gaan, en dan dink ek op die ou end is dit wat jy voel vir jou span, wat jy voel vir jou land, wat jy voel vir mekaar, hoe gekondisioneer jy is, en dan op die ou end die basiese beginsel, en baie keer is dit seker dieselfde oor 'n stelskoppe, kan hy die bal oorskop of nie, kan hy ou skram of nie, en dan repetition. Kyk, jy het al baie gesê op 'n tyd, dan sê ja, nee, maar ek verstaan niks van skrammetjies. Sê ek nee, is eintlik baie maklik. Baie maklik om te sien wie gaan vorentoe en wie gaan terug. Ons hou ons al van partykeer om die ouens dit vorentoe te gaan te kies. So ek dink is baie maklik eintlik. Ons moet hom nie te tegnies raak nie. Dis baie maklik om dit te sien. Natuurlik in kondisionering kan ons altyd werk aan almal. So maak nie saak of hy 160 is nie, as plek vir hom, om te met werk dat hy kan bly werk. Okay, voor ons klaar maak daar. Ek weet nie of ons hierdie op kamera kan sê nie, hulle sal dit uitsny as hulle nie kan nie. Waar het jy agterkom wat die verskil is in loskop en vaskop? Eendag speel ek 'n wedstryd, ek het geweet jy gaan hom inbring. Speel ons 'n wedstryd vir die Technikon, en ek dink Jallas het saam mee gespeel. Ja, ek en Jallas het saam gespeel, en sy laaste jaar toe hy klaar gemaak het, toe speel ons saam vir Vrystaat ook 98. Maar in elk geval, toe speel ons teen Old Grace. En Vir Technikon of vir Vrystaat? Vir die Technikon. Technikon teen die Old Grace, en hulle het 'n moeilike pak gehad. Daar was 'n man met die naam van Henry Boshoff, loskop. Sy bynaam was Trekker. Dit was 'n morsige stukkie vleis. Maar in elk geval, en dan het jy gehad Piet Bester op die vaskop en sy broer Andrei Bester. En agter hulle was 'n man met die naam van Dennis van Sail. Ja, Dennis klein net, ja. Ja, dit was
dan in elk geval kan hy Maar nie Kwas van der Walt, Theo Maar Kwas van Oosthuizen, die Oosthuizen en dan die ander Chief Santana. Dit was 'n baie moeilike pak forwards. En ek Technikon is toe nou dun. Ek het my dan gereed verklaar daar vir die 121 proewe vrystaat vir Vaskop. Ek sê nee, hier gaan ek. Daai man het my daai dag gehang. Ek kon nie sien nie vir 3 weke het ek 'n pyn hier op my bors gehad en dit het my Vaskop loopbaan baie kort geknip. Ja, maar hulle sal dit uitsny. Sê jy die eerste keer daai jou chutney pot in die oë gekyk. Ek het myself in die oë gekyk toe sê ek hier wil ek nooit weer wees nie. Ek het gehang so op 'n hanger so dat ek na rand nie kan move nie. Dit was vieslik. Was lelike gesig. Dit was 'n lelike gesig. Toe besluit jy is loskom. Nee, toe trek ek oor Loskop toe. Net om weer uit te vind en Vaskop het hulle my weer, vat hulle my eendag speel ons Narbonne. Man en nou Borre Begle se coach Jannik Broer was haker ook. Sê ons korte Vaskop, dis jy. Is maar amper die basis dieselfde storie wat ek geproe het. En ek dink dis wat mense, dit is ook 'n goeie ding. Ek weet dis nou miskien vir die wat se regte woord vir die purist, Ja. vir die ou wat nou rugby moer so baie like. Is dat die verskil tussen Vaskop en Loskop is nie grappies nie. Nee, is wêrelde van mekaar. En ons is enige level as jy 'n span kies. Die Vaskop ek sê mos die stitte rus nooit in die game nie, want hy moet support in die lyn staan, hy moet scrum in die scrum, almal wil hom round of the sidestep in die defense en dan by die mol is hy die ou wat die mol moet set. So 'n stit is eintlik oor die heeltyd vulnerable in die hele game. Maar dan 'n Vaskop as jy in leuke terme, onthou daar's nog mense wat op glad nog nooit. Ek verstaan nou nog nie. As jy net vinnig die basiese beginsel tussen 'n Loskop en 'n Vaskop moet verduidelik. Ek weet nou hulle gaan 'n 10-to-1 uitkat in, maar die verskil wat hoekom 'n Loskop bietjie kan rondhardloop in die bal speel, Osdurant, Oli Leroux, jy weet daar is soveel great voorbeelde, maar dan is daar die Vaskoppe, die Dougie Heyman so, jy weet Dougie is al oorlede, maar dankie klein lyfie maar Dougie het net vinnig as jy vir die ouens So verduidelik. basies 'n Loskop. As jy nou mooi kyk, jou kop is buite. So jy skram teen een nou, jy skram teen 'n Vaskop. 'n Vaskop is tussen 'n haker en 'n Loskop. Jy kan basies pressure kry van twee kante af. Jy moet my storie ken daar. En die groot ding is ek wil nie sê waar Vaskop hulle oopmaak vir Maar as 'n Loskop dit maak jy dan kan hy uitgaan. dan kan jy uitkom, jy kan uitbuil, obviously vandag weet ons as hy hier buitentoe skram, dan separate jy jou eintlik van jou haker af, dan is jy dood hier binne in elk geval. Maar waartoe gaan 'n Vaskop? Vaskop gaan, Hy sien sy chutney pot. nee, hy sien, maar heeltemal, die hele een. So hy uiteindelik daar's nie wegkom kans nie. So dis hoekom ek dink dit is een van die redes hoekom ek dink as 'n ou daar die man het wat kan skram. Ek weet hy dalk nie die wêreld se rating of so work rate of so nie, maar as jy daai jou ding kan doen, hy het 'n sekere pond vleis werd. Jy moet hom nie miskyk nie. Ook dan, as ons in 'n Sondag meeting inkom, ons moet 'n span kies vir die volgende week. En jy weet, ek het 'n plan in my kop of 'n voorstel in my kop. En jy baie keer kan ek in jou oë sien en wonder ek is back ouens my nou of back it nie, maar ek het nog nooit ek praat nie net van die Springbok nie, ek praat van oral. Ek het nog nooit in 'n meeting uitgestap en ek voel dis bietjie van ons behoud is dat ek wil nooit daar instap en dink hierdie is my plan, ek stap uit. Ek dink ek het my plan reg gekry nie. Ek dink julle challenge vir mense nogal moerse kwaai. So ek weet nie, is al 'n vraag wat jy my wil vra, dit hoef nie oor dit te wees nie. Nee. Kyk, as mens altyd daai vrae het en as jy so vra hoekom challenge hou of hoekom vra jy dit, dan obviously ek moet gewig dra in wat ek voorstel. So ek dink ons is redelik ge-align met daai inkoop en dis die groot behoud van dit is ek dink ons staan agter mekaar daar. Ons nie 'n maar of ek het jou gesê nie. As daar iets gesê het, dan sê ons dit mos maar daar. Ons is maar reguit daar, soos jy net nou gesê het met die spelers ook. So ek dink ons niks soos eerlikheid nie, maar as jy iets gesê het, al is dit of attack of even in defense, soos met 'n Tony of 'n Jerry of 'n Felix in die verlede, dan sal ek vir hom 2 moves aanstuur
ongeag of dit my Departement. departement is en ons, wat die lekker, dis oop daar. Hy kan dit van die tafel af was, of ek sê, luister gou, hier gaan nie so werk nie, ek beloof vir jou, nie met hierdie troepe nie, soos wat die geval gewas, en ek meen, dit is heeltemal onvanpas, dalk om het te noem, maar ek ben Nee, ek dink jy is onvanpas. Ek dink mens kan kwaad gaan slaap, ja, maar as mens môre tevrede opstaan, ja, is dit heel right, ja. nee, ons start altyd op, want ek het net een vraag, As hy, sê nou, jy maak klaar met Springbok rugby eendag, wat sal die volgende challenge wees in Suid-Afrika? flip dan, hierdie wat ons, ek is flippend verkoop, nie verkoop so verkoop, ek is net totally sold op hierdie Suid-Afrikaanse ding, en ek flippend glo net, man, ek glo net, hierdie wat mense ons glo en hulle glo in ons, en ek weet, die boot gaan ons nou ergens sing, ek weet, ons gaan ons nou nie heeltyd daar bo bly nie, maar ek glo net, Jesus, mense heeltyd oop en eerlik is, en ek glo net, ek geniet dit ongelooflik, met hoe Suid-Afrikaners, ek weet oor seese mense, ons het ander mense wat ons ook support en verstaan, en ons interessant vind en so, maar ek vind net hierdie dat Suid-Afrikaners so half inkoop, en ek weet, ons verloor, dan weet ek is gone, en ek aanvaar het, maar your time is done, maar ek geniet dit ongelooflik, hoe Suid-Afrikaners vir Stieks verstaan, vir Dion aanvaar, vir Tony aanvaar, probeer verstaan. Jy weet, vir Andy, vir jou, vir my, ek is mal oor hoe ek love it dat ons in Suid-Afrika hierdie ding het waar ons skouers groot maak en sterk staan. Ek weet nie, as dit stop volgende jaar, ek besef ons verloor en dan is dit so, dan is dit verby, ek verstaan het. Maar ek verslaaf aan hoe Suid-Afrika so maak. Functioneer. En whatever dit daarna bring, miskien is dit, ek weet nie, miskien gaan ek 'n skoolspan af en ek doen dit by 'n skool of ek weet nie, maar as ek net altyd hierdie feeling het wat ek nou het, ek praat nie van die wen nie, ek praat van daai intertwinedness van ons in Suid-Afrika. Ek sal seker dit altyd chase vir die res van my lewe. Okay. Kom mens die antwoord gehoor het. Ja, soos dan, om op te som. Vir Vrystaat het jy Homela Games gespeel, ek en jy saam gespeel. Jy het vir die Stormers gespeel, jy het vir die Springbokke gespeel. Jy het die top 14 gewen, jy het die Heineken Cup gewen. Jy het die Britse Leeu's gewen, jy het die World Cup gewen. En vir 'n ou van verkeerde vleis is dit nie sleg nie. So, baie geluk daarna, baie dankie vir wat jy doen vir om almal te laat verstaan, hoef nie altyd grand en fancy te wees nie, maar hier in die agtergrond kan jy Frans praat, jy kan 4 tale praat, en die meeste van die ouens dink altyd, hulle kyk 'n ou net so, ja, gaan baie in jou kop, en ek waardeer wat jy doen vir ons, en ek waardeer wat jy bring na die party toe, ons praat nie net oor Springbok rugby nie, ek dink die hele Suid-Afrika waardeer, hoe ons almal verteenwoordig, en vir almal wys, dis 'n spanpoging hier, daar is nie net een ding, wat dinge maak werk, as 'n klomp dinge. So dankie vir dit. Nee, dankie Rashoor. Dankie vir jou, wat jy vir my beteken, vir my soos al die ander manne gesê het, vir die geleentheid wat jy vir my gegee het al. Waardeer dit ongelooflik opreg, en die dag as ek nie met my kant bring nie, dan sê jy vir my se waardigheid, pak jou tasse, want dan moet daar ou beter wees, wat meer bring. So nee, dankie vir jou. Sien, Anna. Thanks, Anna.